Môre hier op die Sondagmôre. Ek hoop julle het almal lekker geslaap. Lyk my is maar kouterig all over the place. By my is dit 22 grade. Die humiditeit is op 54%. Ja, wat, die winter is hier. En as ek nou so terugdink oor my lewe, kan ek maar vir julle sê, ons het laat in die somer reën gehad en daai laat reën beteken is 'n koue winter. Want dan is die wêreld ons maar natterig. So daar's baie koue om te maak. Behoort ook kwyt te ryp en so. Maar dis die natuur, dis hoe hy gemaak is, dis wat hy moet doen. En ja, welkom vir al die mense op die chat. En ek het 'n paar links aan die chat ingegooi wat julle kan gebruik. Dit is maar een van die maniere hoe ons met mekaar in kontak bly. Daar's baie stories wat aan die gang is. Dinge lyk nie lekker nie. Jy kan nou maar sê wat jy wil, jy weet. Een ding wat verseker is, maat, Satan en sy fucking bendes, is bliksems besig. Mense besig. Hulle besig met kak, hoor. Dis al wat hy wil hê. Hy worry nie oor regtig oor die uitkoms van jou mental stress en strain nie. Net solank jy confused is hy fucking happy. Net solank jy moedig is hy happy. Solank jy aggressief is hy happy. Solank jy onverdraagsaam is hy happy. Solank jy onseker is hy fucking happy. Julle moet dit verstaan. Die Satan is die koning van chaos, hoor. En dit is nou makliker om mense nou op hol te kry met kakstories. Dan luister hulle in elk geval na niks nie. Ek gaan weer vir julle sê, hoor. Die doel van al hierdie liegery deur die media is nie vir jou om die leuns te glo nie. Dis vir jou om niks te glo nie. Dis wat hulle wil hê. Jy moet niks glo nie. Dan sal hulle happy. En ek is intrigued oor wat nou in Australië gebeur het met daai verkiesing. Selfe kak in Kanada gewees. Ek kan nie verstaan hoe is dit moontlik dat obviously die meerderheid van die mense saamstem met die shit wat hierdie liberale fokkers vir hulle bring. Vat het. Ek sou gedink het, na wat daai donder in Australië met die mense gedoen het tydens die pestilensie. Hulle niks meer weet, maar nou kyk ek, lyk my vir my daai konservatiewe leiertjie wat hulle daar gehad het, hy is ook maar 'n fucking nul op 'n kontrak, jy weet. Hy hulle het nie guts nie. Hulle het nie charisma nie. Hulle fight nie met die moed van hulle oortuiging nie. Hulle fight vir die posisie. Vals. Dis die kak. Kry jy ouens wat vuurvreters is, dan word hulle onderdruk, hoor. Like hell. Ek gaan vir julle hierdie, net voor ek het gee. Kaptein sê, buckle up, strap up. Dis wheels up, daar gaat ons, hoor. En die crew is reg, om seker te maak, allemaal van julle geniet die flight. So, go for it, boys. Enjoy the flight. Dan vir julle 'n paar stukkies nuus gee, en dan gaan ons nou sommer net gesels. Jy weet, ek dink baie oor al hierdie goed, en julle ken my, ek praat maar oor dit, wat ek sien. Maar kyk nou hierso, kyk nou mooi, wat jy nou hier sien. Dit is wat demokrasie beteken. Romanian opposition leader, banned. Hy is erg konservatief, hoor. Brazilian opposition leader, banned. Erg konservatief. French opposition figure, banned. Erg konservatief. Moldova. Ukraine suspended all elections. En
verwoes die kerk en die media, alles. Oekraïne, Moldova, banned the opposition party. Germany, working to ban the AFD. Yes, like boys, dink oor hierdie kak. United States tried to ban Trump from the ballot. All done in the name of protecting democracy. Dis 'n joke, man. Dis werklik 'n joke. Kom ons by hierdie stukkie. Ja, ek wil nie meer details vir julle oor dit wys nie, want dan het ek nou weer kak, jy weet, maar kyk maar na hierdie prentjie. Dink oor dit. Laat dit insink. Kyk daai dogtertjie. Gebore die 3 Mei 2018 en sy is dood. Die 29ste Januarie 2024. Sê die kommentator, spare a thought for Hind Rajab. Would have been 7 today. That is until the Israeli occupation forces decided she was a terrorist. Must take some real guts to murder a 6-year-old girl. En dis hierdie boerseun, vaakseun, ek wil nie as aanhou nie, want ek sal hom na lelike name noem. Dis wat hy support. Daai kind moet dood, want sy is Hamas. Nou, ek vra myself die vraag net af. As hierdie pere wat nou hierdie soort van goed ondersteun, as hulle nou eendag daar aan die poort te kom en hulle moet nou judgment face, hoe gaan hulle dit regverdig, dat dit hulle goedkeuring weggedra het, dat hierdie dogtertjie vermoor moet word? Hoe gaan hulle dit regverdig? Nou, dit is 'n gelaaide vraag wat ek nou vra, jy weet, maar die feit van die saak bly. Jy moet vir jouself mooi dink oor dit. En dan dink jy oor wat Jesus geleer het, en dink oor wat in die Bybel staan, en hou in berekening dat God liefde is. Jy moet dit nou in jou mind vir jouself uitmaak. Hoe gaan jy jou opinie en ondersteuning van die moordenaars van hierdie kind regverdig daarvoor God se troon? Jy sal, onthou jy gaan tot rekenskap geroep word, ou maat. Dis wat met jou gaan gebeur. En jy gaan die moet regverdig. Nou, ek gaan nou 'n ding sê wat nou 'n paar ouens se oë gaan laat rek. Maar jy moet nou verstaan. Die feit dat jy nie hierdie soort van wandade ondersteun nie. Dit sê nie by definisie jy ondersteun Hamas nie. Dis wat hierdie fucking bliksems vir jou probeer vertel. Daai sotseun, hy probeer dit vir jou vertel. Hy probeer vir jou verduidelik, omdat jy nie gemaklik is, of omdat jy dit verwerp dat hierdie kinders vermoor word, is jy 'n Hamas ondersteuner. En hy, wat die fucking budgies ondersteun, hy ondersteun God se volk. Jesum, hoeveel fucking breinselle moet jy hê om daai kak te sluk? 2, 3, ek weet nie. Maar jou kop is vol fucking Kool-Aid slush puppy. Dis wat dit is. Hulle regverdig die moord van hierdie kinders. Hulle regverdig dit. Want dit is God se uitverkorenes wat veg vir oorleef. Jesam, jy weet. En dan kom hier ouens wat vir my boodskappe stuur. En vir my sê, en jy sien een bliksem wat dit sommer op sy kanaal sê ek is antisemities. Sy hele moerende mandjie, man. Sy moerende mandjie. Maar daai ingebore drang om kinders te vermoor, dis in hulle. Dit is binne in hulle. Hulle kan nie van dit ontslaa raak nie. En hulle geniet dit om dit te sien. Hulle ondersteun dit. Want dit is vir hulle nice om te sien hoe word kinders gemoor. En hulle sis hulle gewete is om vir jou te fucking sê, nee, daai kind is Hamas. Bliksem so stupid fucking goed. Ek het nie eers vir hulle woorde nie. Breindood is nie die regte woord nie, want as hy brein fucking dood was, was die bliksem onder die grond in. Dan was hy nie meer hier nie. Rotbrein. Hy wriemel so van die wurms en vleermuise. Dan kom hy hier, hy kak regverdig. Moor hierdie kind, want sy's Hamas. Fuck. Hy is in vir 'n surprise hoor. So ek sê weer, die feit dat jy gekant is teen die moord van hierdie kinders,
beteken nie by definisie jy ondersteun Hamas nie. Man, hy fucking Hamas is 'n klomp kak. Maar hulle is gestig deur die fucking Israelies. Die Israelies finansier hulle. Hoekom? Hulle wil onrus hê. Dis wat hulle wil hê. Moenie rustigheid in die Palestyne wees nie. Want dan het hulle nie meer 'n fucking verskoning nie. Bliksemse goed. Ek sê net vir julle een ding. Ek het nou vanmôre weer na 'n video geluister van Stew Peters. Ek kan dit nie hier wys nie, want ons my kanaal is hy moer in. Julle gaan gelees die geskiedenis. Uit hoeveel lande uit is die fucking budgies al verban? Is hulle uitgemoor en uitgejaag uit die lande uit? Uit hoeveel lande uit? Vra vir jouself hoekom. Fucking goed. Die Satan se gesande hoor. En ja, baie mense wat in die moer vir my gaan wees. Ek gee nie 'n fok om nie, man. As jy jou met kak wil assosieer, moet jy verstaan jy gaan gesmeer word, hoor. As mens 'n ou spreekwoord wat sê, deur jou vriende word jy geken. Nou, jy kan maar vriende wees met daai fucking budgies. Dis jou gewete saak. Ek voel fokol vir jou. Jy moet dit verstaan. Yes, like, weet jy, as ek aan my kind se gesig kyk, dan kry ek regtig lus om iemand te bliksem. Dan kom ek by hierdie enetjie. Nog 'n sotheid. We do not recommend visiting Russia from a safety standpoint. And if you do choose to go, do not ask us. That is your personal decision. Zelensky to the foreign leaders visiting Moscow on May 9th Victory Day. They, Russia, are the ones providing security, and therefore we will not offer any guarantees. We don't know what Russia will do on those dates. They may take certain actions, arson, explosions, and so on, and then accuse us. Yeah, like how Russia blew up its own pipeline. But that doesn't matter, because no one will blame you. You won't exist by then. Kiev would be off the map in 10 minutes. Hier is mense hier in Suid-Afrika wat hierdie fucking sleg bliksemse ding ondersteun. Ek was self fucking 'n ondersteuner van Oekraïne, tot 'n vrou vir my 'n private message gestuur het op Twitter, wat my fucking oë oopgemaak het. Dit was die moment. Dit was in April 2022. Ek het daai storie al soveel keer vertel. Maar in elk geval, toe gaan doen ek die navorsing. Sy sê toe vir my, Olyn, ek dink jy moet gaan 'n bietjie navorsing doen oor die Donbass. My fuck op, hy stadium met eers geweet, daar's 'n plek soos die fucking Donbass nie. En toe gaan doen ek maar die navorsing. Julle ken my, ek is 'n fanatiese fucking navorser en ek maak bliksem seker van my feite voor ek met julle praat oor die goed. En hoe meer ek gelees het, hoe meer het ek besef, my fuck, al word ons gelieg. En die eerste ding, jy's like, die heel eerste ding wat in my kop gekom het toe ek daai kak begin lees oor aan hy Donbass aangevang word, is daar vir my 'n amper sataniese korrelasie met wat met die Russe in die Donbass gedoen word en wat met die boere in Suid-Afrika gedoen word. Toe ek, okay, bliksems. Nou kom ek tot die conclusion, na 5 dae so vroeg. Okay, my lewe is 'n fucking leuen. En ek konfronteer hy sakkie. Ek sê vir hom, luister billetjie, jy is veronderstel om 'n joernalis te wees. Hoekom gee jy nie vir ons al twee kante van die saak nie? Dat ons self kan besluit nie. Maar jy dryf 'n fucking narratief. Why? Kips blok hy my. Jee! Nou kyk boere, is daar 'n ding as wat my moer kan kook nie. Dis jy met my 'n gesprek as dit dan blok jy my. Fok jou hoor en almal wat in jou straat bly ou maar. Yes, ek staan hier van my tafel af op maak kook hoor. Hier fok soos 'n glas nou so maar. Nou gaan ek kom by staan in hy koffie so. Kook wat daai koffie gooi. Toe kry ek die boodskap duidelik. Praat nou. Dit was in April 2022. 3 jaar terug. YouTube het my geremind hierdie week, ja, my kan alles 3 jaar oud en al like. Ja, geval. Het al bykans 2000 video's gepubliseer. So, ek dink 23,000 subscribers. Kanaal groei. En ek word geblok en geshadowbanned en die fok weet wat alles. Maar ek het die hele tyd net vir myself gesê, al wat ek moet doen, ek moet die opdrag uitvoer. Praat. Dis nie in my hande hoe die boodskap versprei gaan word nie. En dis vir my absoluut verstommend om te sien.
En ek sal aanhou, solank as wat ek kan. Ek het dit al baie vir julle gesê. Solank as wat ek kan, gaan ek aanhou. Want hier is niemand in ons land wat Afrikaans praat, wat bereid is om die goed te sê wat ek sê nie. Want die fucking goed is te bang, hulle verloor hulle kanaal supporters en hulle verloor fucking borge en hulle verloor ek fucking weet nie wat alles nie. Maar wat die bliksems nie besef nie is hulle verloor hulle fucking integriteit. Hulle kan dit nooit terugkry nie. As dit weg is dit weg. Jou naam is al wat jy het. En as jy daai ding weggedonder het, is hy weg. Gone. Hy's gone. Neil de Beer. Wat het hy aangevang in my jare toe ek nog 'n jong man was en deel van die jagters was? Wat het hy fokker aangevang? Het gaan lees sy fokker geskiedenis. Alleen nou vandag hier kom sit en wat wil niks van sy kak hoor nie. En dit is die groot ding. Selfs in hy Karel Kakhuis staan hy en maak sy fucking speech daar by Kleinfontein en dan praat hy nog die Afrikaner kan nie, hoe het hy dit gestel? Kan nie God vir homself toeëien nie. 'n fucking ding soos hy, wat wil praat oor God. Ja, hy's fucking, maar in elk geval, wat hy in sy fucking La La Land lewe. Maar, dit is die wêreld waarin ons leef hoor. Integriteit, daar is niks. Wys vir my in die Bybel. Wys net vir my in die Bybel. Gooi vir my die versie daar. Waar daar sê daar moet 'n demokrasie wees. Wys dit vir my. Ek wil dit sien. Ek het dit nog nooit raak gelees. Niks. Maar dis waarmee ons gebullshit word. En ongelukkig is die massa meerderheid van die westerlinge is in daai ding vasgevang. Hier in Suid-Afrika, onder die boere. Julle moet mooi oplet. Hierdie fanatiese fucking gesoek na 'n leier. Man, ons het 'n leier. Ek het 'n leier. Ek kan nie vanavond julle praat nie. Ek het 'n leier. God is my leier, and that's it. Die res van die ouens, hulle rolle om te vertolk. Dit is nie my leiers nie. Hulle is nie. Ek luister na hulle kak en ek, okay. That's it. So, ek sê weer, praat nie namens julle nie, ek praat namens myself. Ek het nie 'n leier nie, maar hierdie fanatiese gesoek na 'n leier is een van die goed wat gebruik word om die boertribe, jy weet, te verdeel. Dis een van die goed. Ek het 'n baie goeie ondersteuner gehad. Hy's nou weg. Hy kom nou nie meer naby my kanaal nie. Hoekom is hy weg? Want hy hang aan daai fucking Israelietbende. En hy het my probeer oortuig al die kante toe en so voort. En hom sê, luister man, ek wil nie van jou kak hoor nie. Ek val nie vir daai goed nie. Ek val nie vir daai Israel kak nie, man. Julle is verwronge. Gaan lees Genesis 1 vers 26, 27 en 28. Dink wat jy lees. Maak vrede. Heerlikheid hierdie mense wat hierdie fucking fanatiese begeerte het om tog net deel van een van die fucking tribes te wees. Vir wat? Vir wat? Dis nie wat jou in die hemel gaan bring om deel van 'n fucking tribe te wees nie, hoor. Jy moet deel word van God se netwerk, van die geesgevulde volk van God. Dis waar jy wil wees. En daai volk van hom is vol tribes. Niks te doen met daai fucking tribes wat julle so as fanaat. Ek kan nie in elk geval. Ek het dit al te veel gesê, ek het genoeg gesê. Maar as mense wat nou kook oor, soos fucking enos, ek worry nie. Jy moet jou kop reg kry. Ek sien wat gaan hier aan in die gesprek. Ek nou nie hier, ek word nie dalk tot orde geroep en dan sien ek dit nie eers nie. Gary Lambrechts, dankie. Lightfoot Kali sê, demokrasie is gegaan, man, dat ek het sommer veel op die screen sit. Chaos. Bewyse RSA, Libië, Irak, Afghanistan, Europa ensovoorts. Volgens die verklarende woordeboek is 'n slim ou, 'n skelm en wyse persoon, is 'n persoon met ondervinding. 'n Slim ou, 'n skelm en 'n wyse persoon is 'n persoon met ondervinding. Ja, gaan oor wysheid. Gaan die hele tyd oor wysheid. So dit is net 'n wyse leier nodig. 'n Wise leader, dis al wat jy nodig het. Jaco El sê, as jy dit nie maak as 'n advokaat nie, dan word jy 'n prokureur. As jy dit nie maak nie, dan word jy 'n politikus. En as jy dit nie maak nie, dan word jy 'n dominee. Fucking waar. Moet nie wild veralgemeen nie, maar is nogal waar. Nou, dankie Arthur. Dink Jacobs die fucking vloerplanke doen dit klaar. Ja.
Nee, Stefanie Conradie, ek hoor wat jy sê. Maar hulle regverdig dit. Hulle regverdig dit. Mooi kinders want hulle is Hamas. Maar nou ja. Ja, ek gaan nie uitgaan verder oor daai ou nie. Ja, ek gaan nie uitbrei op daai stelling van jou daar nie. Ja, eenmal word dat daai fucking ding, sy breins vol fucking vleermuise. Maar, julle moet hoor wat ek vir julle sê. Ek het dit al baie gesê, en is baie ouens wat hulle vat my aan oor dit. Ek het tussen die Zulus groot geword, in elk geval. Jy moet een ding baie mooi verstaan. Ek praat nou, namens die Zulus, ek praat nou nie van al die swartes nie, ek praat nou hoofsaaklik vir die Zulus. 'n Konservatiewe Zulu sit vir Karel Kakhuis en kyk, en dink hy by homself, jy het jou eie tribe verraai, jy gaan my ook verraai. Dis die feite, hoor. Maar nou ja, ja, Arthur sê hy was so dors na al die Biltonkerstraat, seker 4 glase lemoensap voorbij, ja, sê Jaco Ellis, dis nou fyn bereik. Ek dink ook so, dis fyn bereik, maar hy mag bereik, hoor. Maar, jy weet, ons sit en ons luister na hierdie politici en al hierdie goeters. Maar hoeveel is regtig bereid om net weg te stap? Hoeveel? Nie baie nie. Ek sê baie wat bereid is om dit te doen nie. Hulle is bang, nou is hulle familie die moer en vulle, en hulle bure is die moer en vulle. Ek voel 'n volk wat ander mense dink. Ek doen wat ek voel is reg. En wat goed gaan in my hart is my reg. En ek sê vir julle, ek het van die begin af dit gesê, hy moord en doodslag van die kinders in die Gaza. Daar is geen fucking manier wat ek my daarmee kan assosieer of kan vereenselwig nie. Daar is geen fucking regverdiging vir dit nie. Wat daar gedoen word is skrikwekkend hoor. Skrikwekkend. Maar hulle kom weg daarmee. Want die budgies kontroleer die narratief. Amerika is in die greep van die budgies. Hulle kan nie hulle gatte draai nie, man. Hulle kan nie. Hulle kan nie hulle gatte draai nie. Nou, die budgies se gatte juk en brand om 'n fight met Iran aan te sit. Maar hulle kan dit nie doen nie. Hulle wil Amerika met dit namens hulle doen en ek hoop nie hulle kry dit reg nie. Ek hoop Trump het genoeg fucking common sense om te sê fuck hierdie game. Ek gaan nie omspeel nie. Maar dan kyk ek wat vang Trump aan met die Houthis daar in Jemen. En dan wonder ek, wat is hierdie ou se game? Maar soos ek al vir julle gesê het, as jy 'n spyker moet inkap, dan vat jy 'n hamer en jy kap hom in. Jy kyk nie waar is die hamer gemaak of wat se fucking steel het hy of waar is die staal uitgehaal of wat nie. Jy vat die hamer en jy moer daai spyker in. En ek dink God gebruik Trump soos 'n hamer. Maar daar's 'n paar goed wat hy maat, hy slaat die fucking Satan laat die snot spat hoor. Daarvoor sal die Here kom. Maar dan kom jy ook weer agter wanneer God die hamer neergesit het en dan fok hy hom rond en hy doen sy eie ding. Dan kom hy met allerlei ander kak uit. So, hy lê daar in die toolbox en fok die ander tools op rondom hom, want hy skit rond soos hy gedra word. Maar nou ja, kom ons sien maar waar gaan dit gebeur. Al wat ek weet is, as Amerika hier fight teen evil verloor, is die Christendom gedoem hoor. Gedoem. Dan sien ek, hy fucking bliksemse voorman oor 1000 daar in Texas. Abbott, bliksemse ding. Jy moet kyk nou al die wette wat hy nou uitbring, jy weet, jy mag nou glad nie hierdie fucking budgies kritiseer nie, jy mag nie eens memes oor hulle maak en dan word jy gearresteer en sulke strop. Wat se kak is dit? Ek tog Texas is, jy weet, ek tog Texas is Texas, maar die manne van die Cowboys is in charge al. Lyk nie vir my so die. So ja, jy weet, jy moet verstaan, die Satan het 'n fucking verskriklike grip op hierdie aarde. En ons, wat hier sit in Suid-Afrika, se verwysingsraamwerk is die Weste. En ek sê vir julle, hierdie fucking Weste is evil hoor. Evil. Maar, dan kom hy ander snotstrepe, reken ek is 'n Putinkaner. Fok hom en almal wat in sy straat bly, man. Wat is hy? Wat is hy? Fucking nul op 'n kontrak, ek weet nie hoeveel shots nie. So, hy's 'n drone. Hy's 'n drone. Klaar geprogram. Hy kan nie anders nie. En dan hy, aanhangers. Kom hulle, praat hulle kak van my op sy kanaal.
Dan kom hulle hier en dan wil hulle nou konsyse debat aansit. Ek voel luister, dis ek kak nie, man. Dit is die groot probleem. Mense is bang om 'n fucking decision te maak. Want jy, fuck jou, jy bly uit my laar uit. Ek wil niks met jou te doen hê nie. Ek het meeting gesê. Ek dog hy oudste laaitjie vir my fucking pas uit. Sê ek vir hy, luister jy sê jou klein kak. Ek ken jou nie, maar ek ken jou fucking soort hoor. Try jou shit met my. Jy moet dit een ding baie goed verstaan. Ek het geen fucking probleem met geweld nie hoor. Geen probleem nie. Dit moet jy goed verstaan. Ons is nogal pandemonium in haar raadkamer, maar ek het 'n history vir daai soort kak hoor. Jesse, ek kan hom op fucking ding gooi op by tafel. Eendag vra my laaitjie vir my. Pa, hoe kom jy weg met dit? So, ek weet nie wat. In hulle fucking koppe. Elkeen van hulle is 100% oortuig. Hulle is 100% oortuig af. Ek fucking sal dit nie doen nie, maar ek lag vir hulle gatte. Wys jy hoe fucking swak is hulle? Swak. My brains. Maar hulle wil groot bekke wees. En solank jy stil bly laat hulle wegkom met hulle kak, nee, dan gaan hulle net elke keer een kerf hoor. Ek sê maklik vrou, stop 'n bietjie. Wat se kak het jy nou daar gepraat? Verduidelik dit. Hier, julle sien ek bring nie baie gaste op my kanaal. Want die ouens is fucking bang vir daai ding van my. Ek wil hom sê, "Wow, stop 'n bietjie. Wat se kak het jy nou gepraat?" Jy sien, dis die groot ding. Die oomblik wat jy vir hom stop, sê stop. Wat se kak het jy nou gepraat? Daar bars sy hele fucking babbel. Daar gaan moer sy hele storie uitmekaar uit. Man, julle het 'n sprekende voorbeeld op my kanaal gesien met Johan Erasmus. Hy het gesit en hy het sy goed kwyt geraak en ouens het vir my boodskappe gestuur en sê, "Yes, like hom klein. Ek sien jy sit deesdae net terug en luister na die ou. Jy sê nie 'n fucking woord nie." Sê ek, "Ja, laat hy aangaan met sy kak. Iemand gaan vir hom in die bek druk ou maat. Iemand gaan." En toe trap dokter Edeling sy gat hom vas. En toe wat doen hy? Druk sy van dat hy fucking herken, wow, ek het 'n fok opgemaak. Nee. Blok hy my en hy begin 'n huis haal op 'n ander kanaal waar hy nou sy kak kwytrap. Ek worry nie. Uit van die saak bly. Mense ontbloot hulle self. En jy moet onthou, ouens wat sulke kak aanvang, hulle kom net weg solank as dit goeie ouens hulle toelaat om weg te kom. Mense is te bang om te sê, "Wow, stop so 'n bietjie." Nee, sluk hy fucking koelheid. So van koelheid gepraat. Koffie vanoggend op die flight. Dis 'n Sondagoggend flight hoor. So ons kap maar koffie. En lekker donuts. Nommer 1 donuts hoor. Dis die beste en die beste. Vir die wat nou meer gesond wil wees. Dan vrugte en sappies en sulke dinge ook hoor. Maar nou ja. Ag, die mense sê hulle is nie happy met Labour wat gebeur nie, fucking goed. Hulle daai mense wat nie happy is nie, het hulle gewout. Ja, Robert, kan donder. Spirituality is not a religion. Leslie Groenewald vra, hoe gaan dit met gesondheid? Nee, dit gaan goed, dankie. Ek het niks om oor te kla nie. Ek is op daai program van Jan Potgieter en ek by dit Nico se oxydrops en eet appelkoespitte. En dan het ek my ryfmasjien. Ek doen 2 behandelings 'n dag. Dis wat ek op hierdie stadium doen. Ek het 'n lelike fok op gehad, so wat vandag, Sondag. Vrydag aand het dit begin. Saterdag was dit rof. Dus ek nogal wat ek kan nou weer aan. In elk geval. Maar nou ja, vandag is ek weer kalm in my gees hoor. Ja, jy is reg. UK is gone, Canada is gone, Australië is gone, New Zealand is ook gone hoor. Charles, kyk maar wat Trump aanvang, jy weet. Ek sit nie met geld op die ou nie, maar kyk maar wat hy aanvang. Chris Lombard sê ons moet besef dat ons op ons eie is en erg verdeeld. Chris, hierdie erg verdeeldheid, kom ek sê nou net vir jou. Eers like dat ek daai prentjie kry. Julle ken my mos, ek praat met prentjies. Daar is die prentjie boys. Dis waar jy begin, dis waar jy gaan, dis wat jy mik. That's it. Klaar. Niks meer nie. Dis wat jy voorstrewe. Einde van die storie. As jy daai connection gemaak het, is jy deel van God se volk. Daai spiritual network. Jy het dit al soveel keer gesê. Kan ek nie meer ernstiger beklemtoon nie. Daai spiritual network.
Dis waarvan jy deel wil wees. Jy wil nie fucking deel wees van 'n bende nie, man. Hierdie bendes in hulle moer vlieg. Johan Du Plessis sê hy verstaan boerse nou. Ek fucking verstaan hom glad nie. Ja, jy's reg, joh. Daai slangbyt, dit was die fuck op. Ja, Arthur, ek sal wou sien, ek sal julle sê wat gebeur. Maar julle moet verstaan. Dis 'n ek het nou die aand, het ek maar weer die verslaggie gelees by die uroloog vir die dokter gestuur het wat my verwys het. Fok. Ek sê, jy moet fucking sterk wees om sulke kak van jou te hoor. Blikskool. Jy kyk in daai koud kliniese terme wat lag. Ja, maar in elk geval. Laat hulle fly. Ons moet een ding baie mooi verstaan. Hierdie is die enigste pad en dis al. En ek wil weer vir julle verduidelik oor my storie van Don't Engage. Want ek sê vir jou, daai volk van God is vol tribes hoor. En jy, wat van my luister hier, jy kan niemand na God toe lei nie. Jy kan nie. Net die Heilige Gees kan hom oortuig. Maar jy is die conduit. So, daai storie wat ek julle vertel van die ketel wat kook en die stoom en die koffie se geur. Hou dit in gedagte. En as daai ou sê, ek wil ook koffie hê. Dis die moment. Dan stap jy, die mens, staan jy net so 'n bietjie terug, let the spirit flow. Dis wat jy doen. Maar solank jy hierdie ouens engage, dan daai konfrontasie skep amper 'n muur tussen daai persoon en die Heilige Gees. Dan is hy maar nie ontvanklik nie. Dis eers as hy sê, hoorie, gee vir my ook van hy koffie. Dan sê, dis die gap. En jy moet luister na die fluister. Dis wat jy moet doen. Nie engage om te fight nie. Fucking mors van tyd, man. Dis 'n fight wat jy in enige keuse kan wen nie. Dis 'n fight wat net deel word van daai idle chatter kakspel. Moenie dit doen nie. Wees kalm en wees rustig oor jou besluit. Daai Saterdagmôre, na ek nou daai verskriklike nuus gekry het ek hier gesit en ek het deur al die goed gegaan en 'n oud van my 'n dokter het vir 'n link gestuur waar die Mayo Kliniek die artikel gepubliseer het oor presies wat daai dokters met my wil doen. En ek het dit deurgelees. Juffrou, weer 'n keer deurgelees. Fuck dit. Hierdie pad gaan ek nie loop nie. Stuur ek die link vir my seuns en ek sê vir hulle dis wat hulle met my wil doen. Ek gaan nie daai pad stap nie. En toe ek daai message stuur, toe kom daar so vreemde kalmte oor my. Want ek kan julle sê, hoe maat my binneste het gekook op Boeddha. In 'n geval. Ons almal weet ons gaan dood, maar fuck, skielik sit die ou hier en hy gee vir jou 'n timeline en hy sê, right, jy 12 maande. 12 maande gaan jou groot kak begin, 3 maande later as jy kom. Ek meen, fuck it. Ewe skielik, nee. Sê jy, hey, fuck, hierdie pad gaan so, hy is weg, hy brug is gone. Wat? Dis 'n moerse mental stryd wat jy deur gaan hoor. Vooraf van my. Ek het al 2 keer by daai plek gewees hoor. Dis die 2de keer hierdie. En dis 'n moerse plek. Maar toe ek daai besluit neem, ek gaan nie hierdie pad stap nie. Toe kom daai kalmte oor my. Ag, ek kan julle nog van insidentjies daarna vertel wat gebeur het wat vir my gekonfirm het. Dit was die regte besluit. En ek sit vandag hier, jy onthou, my vrou is heavy medical. Sy is maar tens oor my besluit. Maar iemand het gisterand vir my 'n link gestuur wat Facebook vrou wat vertel. Ek meen, sy was rot van die kanker. Versprei deur haar hele lig tot binne in haar bene, jy weet, in haar skelet in en so. En toe gaan sy op hierdie behandeling pad wat ek loop. 4 maande later, en sy die PET scans en alles kom. Nou ja. En ja, het kan nie in 'n week, die ding het oor 'n fucking lang tyd gegroei, ek kan nie in 'n week weg wees nie. It's impossible. Jan het vir my gesê, man, jy moet dit sien soos 'n ei wat geskil word. Laagie vir laagie afgetrek. And that's the story. En
Maar ek sê vir julle weer, jy wat vir my luister, sort hierdie storie uit. Sort net hierdie storie uit. Daar is jou garantie. Dis jou garantie. That's it. Almal soek mens die hele tyd garanties en so. Daar is jou garantie. Enigste garantie wat jy het. Daar sit hy. En jy moet verstaan, die persoon wat nou saam met jou sit en luister, die kans is dat hy nooit daai stap gaan vat nie. Jy moet dit verstaan. Jou buurman gaan dalk nooit daai stap vat. Jou broer, jou suster, jou familielid. Gaan nie. Maar dit maak nie saak nie. Vir jou, doen jy hierdie ding. Doen jy dit. Dis al. En dan is jy rustig daaroor. Die Bybel sê vir jou, vele gaan geroep word, maar min gaan hoor. Maak vrede met dit. Maar die grootste ding wat jy moet verstaan, is jy kan nie iemand na daai plek toe bring nie. Net die Heilige Gees kan. En net die Heilige Gees kan dit net doen as daai persoon oop is vir oortuiging. So, ek kyk hom so, kyk jy op party van die ouens so, ek kry nie eens jammer nie. Ek voel actually net verkoel. Jy weet, keuses het gevolge. Moses 6:6 is duidelik. Stupid mense moet suffer. Nie sal suffer of kan suffer of moet suffer. Dis die ding. En ja, die ouens het my so uitvat en uitskel en al die goed. Ek hoop julle geniet dit. Ek hoop net jy, terwyl jy daai kakka tik, hoop ek jy geniet dit. Want anders, hoekom doen jy dit? Jy moet een ding verstaan. Ek verkoop vir jou. Jy kan doen. My pa het my geleer toe ek 'n baie klein seentjie was. Sticks and stones will break your bones, but words can never. So. Maar nou ja, môre Savage Daughter. Ja, André Skeepers, ek onthou daai ouens wat maak of hulle is, hoor. Dankie T. Okay, Robert van Tonder sê hy het so rukkie terug 'n 48 uur watervas gedoen. Ek het nou al baie oor daai watervas gelees. Jy moet nou verstaan, Robert, my probleem is net dit. Die medikasie wat ek kan gebruik, hulle almal sê vir my, jy moenie hierdie goed op 'n leë maag drink nie. Sekere pille sê hulle van hierdie goed met jou op 'n leë maag drink. Hierdie moet jy 'n uur voor jy eet drink. Anders sê hulle jy moet oordentlik eet voor jy. Een pil wat ek het, sê die ou vir my, en ek drink hom 2 keer 'n week, Woensdae en Saterdag. En hy sê vir my, hy het vir my gesê, toe hy het vir my gesê, hierdie goed is fokker af hoor. Jy moet baie seker maak, voor jy hierdie pil drink, eet jy vleis met baie vet. My stapelvoedsel is skaapribbetjies en that's it, jy weet, so daar is genoeg vet hoor. En maar hy het my duidelik gesê, maak seker jy eet oordentlik vleis en vet, voor jy hierdie pil drink hoor. As jy dit nie doen, nie gaan jy sukkel. Sê Robert van Tonner. Dokters het vir my ma ook 'n tydlyn gegee toe sy gediagnoseer was met borskanker. Dit was 30 jaar terug. Sy lewe nou nog. Sy het die raad van 'n homeopaat gevolg. Sy is 75. Jan verstaan, ek gaan vir jou Jan se kontakbesonderhede gee. Dan sy nou dat ek dit kry. Sy naam is Jan Potgieter. Hy is daar naby wat is daai plek? Maar is op die einde van Pretoria Wes. Hier kom sy kontakbesonderhede. Heeltemal van WhatsApp stuur hoor, hy is baie besig, hy antwoord nie sommer sy foon nie. Kom Jan se goed. So Jan verstaan, dit is die ou by wie ek was. Ek het die oggend, kyk ek het die Vrydag die prosedure gehad. Waar dat toe my blaas geskraap het. Toe die volgende Vrydag is ek na die dokter toe, die uroloog, toe gee my nou die uitslag van die patologie en van die scans en van al die kak en toe verduidelik hy my ek is moer toe en ek weet nie wat als nie. En toe gaan ek van hom af na Jan Potgieter toe, want die dokter het my dadelik verwys na onkoloog toe om te begin met chemoterapie en alles. Toe vra ek vir hom reguit, hoor hierso, gaan hierdie chemo dit nou weg? Toe sê nee. Sê ek, okay? Hoekom doen? Ja, hulle hoop nou maar dit sal die ding net krimp, laat die operasie makliker is. So ek, okay. So, net krimp, nou nie weg. Okay. Nou, julle wat my ken, weet mos dadelik wat het in my kop aangegaan. Toe is ek na Jan Potgieter toe, en hy het sy scan gedoen en alles, en hy het tot dieselfde conclusie gekom. Ek het hom glad nie gesê, niks gesê nie. Toe hy by daai plek kom, en sê, okay, hier is 'n probleem. Toe sê ek, alright, kom ek jou vertel wat het gebeur. Toe gee ek hom, toe sê hy, alright, maar kom ons sal dit so.
en hy vir my nou is die medikasie voorgeskryf en ek gebruik die backbone is ivermectin en fenbendazole. My probleem is, hy het 'n combo-pil wat nou net sy verskaffer het dit vir hom gegee en ivermectin is daarin, maar hy sê nie hoeveel fenbendazole nie en dit is al die verslaggies en goed wat ek gelees het en dinge wat ek gelees het oor dit, is die ouens baie pertinent oor die fenbendazole moet 222 milligram 'n dag wees of selfs 444. En hierdie ou se mix sê nie hoeveel is die fenbendazole nie. En ek het gister vir Jan gesê, dis ek ou mat, as ek nie daai syfer kon kry nie, dan gaan ek oor na ander ou se goed toe wat daai goeie duidelik uitsit. Die res van jou goed is ek happy mee. Maar daai ding, ek is ongemaklik, die feit dat ek nie weet hoeveel fenbendazole is daarin nie, want die fenbendazole is 'n vital component van die hele proses. Hy sê nie, hy sal môre nou weer probeer en kyk of hy by die ou kan hoor wat dit presies aan. Sê ek, nee, alright. So, dis wat ek gebruik. En dan behandel ek, gebruik ek die Rife Medic 8, wat Rife frekwensie masjienkie is. Ek doen 2 behandelings 'n dag. Die behandelings is so tussen, die programmetjies is so tussen 35 minute, party is 35 minute, party is 40, 45, die langste een is 51 minute. Ek doen daai goed 2 keer 'n dag. En ja, ek voel goed. Ek het gister ek het nou daai terugslag gehad Vrydagnag en Saterdagoggend en baie pap gewees gisteroggend, maar gistermiddag baie energized. Jy het my gisterand gesien die program, ek was warm gewees en ek voel goed, jy weet, so ek moet ook nou waak daarteen dat ek nou nie toelaat dat my analitiese fanatic, jy weet nou weer vir my allerhande kak self wys maak nie, so dis maar waarmee ek moet waak. Ja, jy's reg, Lokkies, daar's baie van daai ou boererate wat die ding doen. Ja, kry so daai van die drywe en so, ja, ek gaan nie dit sê hier en daar en wat nie, maar feit van die saak by, dis een dingetjie, jy weet. Daar's 'n kombinasie van dinge wat gedoen moet word. En al die verslae wat ek gelees het oor die alternatiewe behandeling, waarin hulle oor ivermectin en fenbendazole, is die ouens baie pertinent oor die doserings. Ek meen, ek het gisterand 'n artikel gelees van 'n ou dokter. Hulle het gewerk met 1000 pasiënte wat almal geklassifieer was as terminaal. En hulle het daai 1000 mense behandel met fenbendazole en ivermectin en dan nog ander vitamine en spoorelemente en goed daarmee saam. En die ou het effens die eetaanpassings gedoen. Die groot ding wat hulle sê wat jy moet voor baie versigtig wees is carbohydrates en suiker en dan jou liggaam se pH en so. Maar nou, soos ek al verduidelik het, die pH is 'n probleempie. Die pH is 'n probleempie, want hy fluktueer maar so. Myne lê 7 na 7.5, so hy is tussen alkalis en suur. En dis amper soos bloeddruk, jy weet, jy gaan sukkel om dit regtig kwyt te kontroleer. As ouens wat sê, ja, drink koeksoda en drink asyn en al daai goeters, jy weet. Maar die feit van die saak bly, ek vir my ding is, die carbohydrates, regtig. Ek kry swaar aan my, want ek is ouer af van hou om so, jy weet, ek hou nogal af van om toast te eet, jy weet, en ek toast my goed kwaai. Dit is omtrent beskuit as ek met dit klaar is, maar of ek braai die brood in varkvet, jy weet, dat hy crisp is en so, maar so, ek bly maar van dit al weg. Ek het tussen 8 en 10 koppies koffie 'n dag gedrink. Ek drink nou net 2. Een in die oggend as ek opstaan en een in die aand, jy weet, is so by son onder. Dit dink ek het 'n verskil gemaak. Maar my kos wat ek eet is hoofsaaklik vleis en eiers. Jy weet, so ek eet maar 'n hoë proteïen dieet. Dis wat ek volg. Johanel sê hy het 'n Spooky 2. Ja, ek het net daai Spooky 2. Jesulik, daai ding is duur hoor, baie duur.
Nou, die Rife Medic 8 wat ek gebruik, hy doen die frekwensiebehandeling, maar hy kan nie scan nie. Nou die Spooky 2 kan scan ook. Maar dit lyk vir my daai Spooky 2 is maar complicated. Net interessantheidshalwe, daai Spooky 2 word in China gebou. Maar dit is ook 'n Suid-Afrikaner wat dit doen. Die Rife Medic 8 deur hier local Pieter van Dijk, so ek reg onthou. Hy het ontwerp. Laat ek net sy naam reg kry. Nou nie hier staan hom. Kapkorrel nie. Pieter van Wyk. Hy bou die Rife Medic 8. Nou Jan Potgieter het 'n moerse duur ding wat hy ingevoer het van Rusland af. Dis wat hy sy scans mee doen. En hy het vir my gesê die Rife Medic 8 is in Suid-Afrika die beste een wat daar is. So nou, ek het met Pieter gesels. Interessant, was 'n kanaalondersteuner van my, een van my mentors wat vir my van Pieter vertel het. Toe ek met Pieter begin praat en so. Wat ek van gehou het is die oomblik toe ek nou vir hom verduidelik wat my probleem is. Dus die eerste ding wat hy my sê is, hoor hierso, wie het hy diagnose gedoen? Toe verduidelik ek hom mooi hoe die proses. Toe sê hy, nee, okay, dan is dit reg, want ek is net bang want hier is so baie mense wat hulle self diagnoseer of iemand wat hulle ken of een of ander ou diagnoseer hulle en dan. So jou diagnose is reg en dit is medies gefundeerd en solid, scientific. En toe vertel hy my 'n bietjie van die masjien en toe sê ek, alright, hoor hierso, kan jy van so 'n masjien stuur? Toe sê hy, sure, geef my jou adres en so. En toe sê ek, okay, en wat is die prys? Yes, like, toe slat hy my, jy weet, toe sê hy vir my, luister man. Jy doen so baie vir die boertraad. Hoe kan ek jou nou charge vir hierdie masjien? Gee net vir my jou adres, ek stuur vir jou die ding. En dis dit. So ek het my dieet effens aangepas. Ek het nie nodig gehad om vreeslike aanpassing te doen nie, omdat ek al van 2018 af basies hierdie hoe kan mense sê vleisvreter dieet volg. En so die ding wat ek moes sny, wat vir my prominent was, wat ek moes uitkat, is die stysel. En dan natuurlik, my koffie het ek moeheid verminder. Ek gebruik baie heuning. Nie so baie suiker nie. Die suiker wat ek in die oggend in my koffie gooi, ek moet dit eintlik maar ook change na heuning toe, maar dit is so min, jy weet. Ek het eendag vir 'n ou gesê, as ek moet luister na al die raad en advies wat mense vir my stuur, sal ek fokol eet en fokol drink. Ja, en dan drink ek water baie. Jy weet, ek doen 1,5 liters, ten minste 1,5 liters 'n dag. Gelukkig het ek boorgatwater, jy weet. Niks shit daarin. Wat jy kry nie, in die dorpe nie. Ek dink die mense besef, ek dink nie hulle besef, hoeveel gif vat hulle in deur die water nie. Maar nou ja, ek het sien, hier word baie gepraat. Ja, Robert, dit is so, daar is baie suiker nie, maar ek is gelukkig ou, want ek eet baie min geprosesseerde goed. Ek eet omtrent niks, jy weet, geprosesseerde goed. Ek is altyd skepties oor geprosesseerde goed, jy weet, want jy weet nie wat die hel gooi hulle alles daarin nie. En as jy nou na Kennedy luister met alles wat hy nou uitkom, dan is dit kwaai hoor. Dis so dit koffie kry, lekker donuts en vrugte en sappies vir die wat nou lig wil gaan. Dan moet jy hierdie storie nie vergeet nie hoor. Maar nou ja, jy moet verwys hier nou. Ja, Frederik, dit wat jy daar sê is waar. Dis hoekom ek aan hy kop gestamp het. En toe blok hy my. Nou ja. Marianne Burger sê sy, believe it or not, I regulate my blood pressure with cheddar cheese. Well, al wat ek vir jou kan sê is, my bloeddruk is relatief laag, jy weet, en partykeer val hy bietjie erg. En die dokter het van gesê, my maat, hou maar vir jou biltong en somewhat chips daar by die rand, en jaag jou bloeddruk met dit op. Dis nie nodig om pille en te goed te val afvoer nie. Wel, Jan, verstaan ek, dis die pad wat my aangedui was, en dis die pad wat ek gevat het, en ek glo het gaan werk. Dit is die regte, dis die enigste opsie wat ek het. Die ander opsie was nie vir my aanvaarbaar nie. So, kom ons sien wat gebeur. Maar ek is nie regtig, moet vir julle sê, ek is nie bekommerd nie. Ek doen my ding en ek gaan aan. Nou, ek het hier 'n klompie slides wat ek vir julle wil wys, hier so, is nou oor 'n uur, waar ons 'n bietjie kan praat, waaroor ons kan dink, jy weet, want mens moet altyd net bietjie
Ek terug gaan na die basics toe. Net hier orde kry my goed. Hierdie was 'n interessante thread wat ek op Twitter gekry het en ek het die hele thread vir julle gekopie hoor. Tony het getweet. Christ. More than 2 billion people in 160 countries celebrate his birth every year. But most people only know 1% of who he really was. 15 extraordinary moments in the life of Jesus according to the scripture. 13 will make you doubt if it was from this world. Ja, ons weet mos dit was nie from this world nie. Julle moet nou maar geduldig wees want dit is nou 'n lang storie hierdie. 1. Unusual birth announced by a star. A child is born in a manger. Meanwhile, wise men from the east see a unique star and follow it for weeks. They were astrologers. Somehow, they knew that the newborn would be someone very important. Ja, daar baie gewonder oor daai ene hoor. 2. Herod ordered to kill him. Upon hearing of her birth, Herod, king of Judea, paranoid about losing power to the King of Kings, ordered the killing of all babies under the age of 2. That day would remain in the Christian calendar as the massacre of holy innocents. Ja, daar sien julle hoe breed kan die mens wees, né? Net 'n bietjie orde skep. Want dit is 'n klomp slides wat ek moet wys. 3. He disappears for 18 years and returns with unusual wisdom. At the age of 12, he astonished the teachers of the Temple of Jerusalem by speaking to them as equals. Then he disappeared. He returns at 30 with a teaching so profound that it draws crowds and infuriates leaders. Nou, ek het al baie kere daaroor gepraat, dit genoem. Niemand weet regtig waar was hy daai 18 jaar wat hy weg was nie. Nou daar is geskrifte wat sê hy was in Indië en hy was in China, maar hy was daar in Midde-Asië gewees. En nou net een aand, ek het al vir julle vertel daarvan, ek met 'n ou gesels wat baie in die geskiedenisgoeders werk en so. En toe hy het gesê, hulle het 'n dagboek gekry van 'n Chinese ou. Ek weet nie of hy nou 'n profeet of 'n ding was nie, maar in elk geval. En toe Jesus nou dood is, toe was almos duisternis oor die aarde gesak. Toe skryf daai Chinees in sy dagboek oor die duisternis en hy sê, they tried to kill God. En dit, eers al kry ek so 'n hoenvleis ek al van praat. Ek weet nie, even of jy self dink, waar is China en waar is Israel oor? En dan moet jy in daai tyd dink. Dit was moerver uit mekaar uit. Dit is nie soos vandag, jy weet, klim op 'n vliegtuig en tjoep, nou is jy daar nie. Maar hy het gesê, they tried to kill God. En ja, baie ouens vertel my, ja, ek moet wegbly uit hierdie soort goed uit, want ek is nie 'n skrifgeleerde nie, en ek weet nie wat alles nie, maar hulle kan sê wat hulle wil. Feit van die saak is, ek gebruik my common sense. En as jy gaan kyk, objektief gaan kyk na Jesus se predikings, hy het glad nie kerke gepreek nie hoor. Hy het nie gelowig gepreek nie hoor. Hy het geestelike connection met God gepreek. Dis wat hy gepreek het. Spiritual. Dis was dit. Sy hele lering was spiritual. 4. First miracle, turns water into wine. In his first public miracle, Jesus transformed 600 liters of water into top quality wine. You saved the best wine for last, said the guests. Ja, wie nou wil weet of nie wil weet nie, dit het gebeur en is opgeteken. Hierdie ene is vir my 'n ding wat ek baie oor dink hoor. 5. He multiplied food for thousands of people. 5 loaves and 2 fish. That was all. But Jesus fed more than 5,000 people and there were still full baskets left over. Hoe is dit gedoen? Mens kan dit mos nie doen nie, man. 'n Mens kan dit nie doen nie. Maar nou ja, baie keer lees ons hierdie goedjies en ons lees dit en ons dink nie daaroor nie, ons lees dit net en gaan verby. Dan hierdie ene. 6. He walked on water in the middle of a storm. His disciples see him approaching the boat where they were, walking on the water of the sea. Peter tries to imitate him, but he sinks when he doubts.
He sinks when he doubts. Moenie dit vergeet nie. Toe hy twyfel, toe sink. En ek het al vir julle gesê, hierdie fucking sataniste, hulle gebruik vrees om jou dinge te laat doen. En vrees het twee kleintjies. Een van die kleintjies is twyfel. O maat, wees versigtig met dit. Vrees. Moenie. That's a powerful weapon. 7. Calm the wind and the sea with a phrase. In the midst of a storm, Jesus says, shut up, be quiet. The wind and the waves stopped immediately. His disciples who knew him well asked themselves, who is this being that even the sea obeys him? Goeie vraag. Dink oor dit. Jy hoor hierdie goed, maar jy dink jy regtig oor dit. Al hierdie goed het ek nou vir julle wys. Almal van julle ken hierdie storie. Maar hoeveel het al gesit en net gedink oor dit? 8. He healed lepers by touching them. Leprosy was incurable and contagious. No one wanted to get close to those affected. But Jesus touched the sick and they were instantly healed. One came running, screaming with joy. 9 others didn't even come back to thank him. Dink oor dit? 9 others didn't even come back to thank him. Ja. Ons by nommer 9. He resurrected a man who had been dead for 92 hours. Lazarus was already buried when Jesus intervened. Lazarus, come out. And the dead man came out, wrapped in shrouds. Absolute astonishment. He lived for several years after that. As baie ouens wat so baie stories oor daai ding wil vertel, jy weet, en praat van diabetes koma en allerlei kak. Maar as dit hulle happy maak, dat hulle dit mag glo. 10. He expelled demons that shouted his name in possessed human bodies. When they saw Jesus, the possessed said, have you come to destroy us? Jesus didn't scream or perform long rituals. He just said, get out of him. And the spirits obeyed. People were stunned. Nou ja, ek het al sulke goed gewitness hoor. Ons moet net baie keer bietjie sit en na hierdie goed luister en dink daaroor. 11. Protect a convicted adulterer. A group of men surrounded her to stone her, as was usual in the face of that sin. Jesus stands in the crowd and says, he who is free from sin, let him throw the first stone. Let him throw the first stone. Dis gewoon vir julle sê, boys, daai ding van don't engage is baie belangrik. Dis baie belangrik. Nou nummer 12. He raised the widow's son from the dead in the middle of the funeral of a young man in Nain. As they carried the body, Jesus touched the coffin and the young man came to himself and stood up. Amazing. Maar nou ja, ek sê weer, almal van ons ken hierdie stories, maar hoeveel dink net oor dit wat daar is? Dink oor wat daar gebeur het. 13. Shine like the sun in transfiguration. On a mountain his face shone as brightly as the morning sun. His clothes turned a deep white. Moses and Elijah appeared and spoke to him with their mouths open. His disciples never forgot that day. Kan jy dit imagine? Amazing. Nou ja, ek deel daai vanoggend met julle. Let my oor dit dink. Ek kan sien wat gaan hier in die chat aan. Ja, Billy, jy's reg. Goed, ek het al baie gesê, die groot ding van, die belangrikste ding van enige dieet, is portion control hoor. Portion control. Ja, agter daai, Irene vertel 'n storie wat my fucking Saterdagmôre was ek shocked out of my senses. Maar ek het met 2-3 dokters daaroor gepraat en almal sê vir my, relax. Dis te wagte. Ek nee, okay. Ja, waarom hulle sê, hulle probeer nou weer geveg teen God. Die son te verdoof, is hulle van hulle fucking trollies af. Nou vra ek myself net die vraag, okay, nou doen hulle dit, en hulle besef, wow, dis 'n fuck up. En dan, hoe maak hulle die kak weer reg? Hulle kan nie, man. Maar, moenie vergeet nie, as miljoene fucking Britte,
wat sit en luister na daai ou se kak en hom toelaat om dit te doen. Toe die eerste keer daai shit gepraat het, moes hulle daar opgeruk het en hulle duisende by daai parlement van hulle rukkie fokker daar uit en sort hom uit, man. Split hom. Gebruik die tools wat daar is en split die fucking ding, want dis wat ek nie kan verstaan nie. Die mense bly deals maak met die fucking Satan. Plaas hulle die fucking ding verniel en verwoes. Wis hom uit. Nee. Hulle wil 'n fucking deal met hom maak. Dis kak is dit daai. Maar nou ja. Dis reg met die inburger, luister na die fluister. Dis hoekom hy stilte tyd so belangrik is. Ek gaan nou hier 'n prentjie wys voordat ek met hierdie storieetjie begin. Ek moet nou net kry. Nou julle praat oor Salus waterval. Al die goed is nou uitgesort. Die dokumente is geteken, die papierwerk is reg, alles is nou reg. Die basics is nou reg in 'n plek. Daar gaan 25 plotte wees op daai plaas met 'n huis soos die op dit. Soos ek gesê het, as jy dit groter wil hê, dan praat jy met Pieter en dan maak jy groot, hy sê vir jou hoeveel gaan dit jou ekstra kos. Maar die prys wat geadverteer word, sluit so 'n huis in. Solar en 'n waterpunt en 1 hektaar grond waarop jy kan doen. Jy kan vir jou kweekhuis aansit, jy kan vir jou vistanks aansit en visse maak of whatever jy wil doen. Jy kan vir jou 'n paar skapies aanhou, jy kan vir jou 'n paar fucking beeste daar aanhou, whatever jy wil doen. Daai 1 hektaar met daai huis, dis jou verblyfsperseel. En dit moet julle goed verstaan. Dis die verskil. Want die oomblik wat 'n ou van die goed praat, dan sal ouens wat kom en vir jou kom sê, ja, scam en wata en Louis Liebenberg en kleuterzone en al daai kak. Salus verkoop nie aan jou 'n belegging nie. Doen nie. Dis wat jy kry. Die geld wat jy insit, kry dit vir jou met 1 hektaar grond. Nou moet jy verstaan, jy gaan nie te kaart en transport op daai goed kry nie. Jy kan dit nie kry nie, want dit is 'n legal fucking probleem. Maar jy het 'n share in die Salus plaas en die Salus boerdery. Dis 2 entiteite. Die plaas is 1 entiteit, regsentiteit, en die boerdery is 'n ander regsentiteit. Jou belegging gee vir jou 1 hektaar met daai huis. Dis wat jy kry daar. En dan het jy daar share, 1% share in die boerdery, 1% share in die plaas. Dis daai 1% share in die plaas wat jou hierdie verblyfreg gee. Julle moet mooi verstaan. Ons het die legal kak deurgetrap, hoor. So, dis nie 'n kwessie van jy gee vir Salus daardie geld en dan sit jy nou en wag vir 'n dividend nie. Dit fucking werk nie so nie. Jy gee daai geld en dis wat jy kry. En solank as wat jy leef, bly jy daar. En jy kan dit vererf aan jou kinders of wat. Maar jy moet verstaan, die hele, hoe kan ek dit nou sê, die ideologie agter Salus. En dis Salus waterval is nou die eerste plaas wat so gedoen word. Dit beteken daar's 25, kom ons sê nou maar 25 gesinne en ons werk op average 3 mense per huis. Dis klaar 75 enersdenkende mense bymekaar. 75. Salus boerdery is 'n besigheid waaruit jy dividende gaan kry, winsdeling gaan kry. Maar dit moet jy sien as 'n bonus. So, en daardie boerdery het op koers arbeid nodig. En dit is ons mense. Julle verstaan wat ek sê, ons mense wat daar werk. So, sê daar's 25 personeel. Saam met die 75 ploteienaars. Dis 100 mense. So as daai ouens wil kom kak maak by daai hek, is daar 100 mense aan hierdie kant van die hek wat sê fok julle, bly buite. Onthou dit. So, dis waaroor Salus gaan vir jouself. Nou, soos wat ek die boertribe ken, uit daai 25 mense wat daar is, kan ek nou al vir julle sê, daar gaan 'n
ekonomiese reality daar gebeur, want ons is creative mense by nature. Daar gaan brood gebak word, daar gaan beskuit gebak word, daar gaan koek gebak word, daar gaan biltong gemaak word, daar gaan allerlei sulke dinge gedoen word. Dit gaan naaldwerk gedoen word, al daai soort goed. So dit is 'n community van enersdenkendes, regdenkendes. So, dis hoekom ek sê, ek met die grootste vrymoedigheid die Salus ding aanspreek. En ek gaan nou weer vir julle die Salus plaas se website link in die chat. Ek gaan dit nou vir julle weer daar in die chat post. Ek het dit gepost net toe ek begin het met die program reg in die begin. Maar daar is hy weer. Jy gaan na daai website toe en dan sien jy daar aan die regterkant is 'n knoppie, apply for membership, dan druk jy daar op, jy vul hy goedjies in en dan sal Salus jou kontak. Pieter Bakkel of sy dogter sal jou kontak. En dan gaan julle daar, vat julle dit verder. Maar ek sê weer, daar's net 25 spots. That's it. Mense het gevra oor die huis en so, toe sê ek, want dit was 'n ding wat ek en Pieter baie oor gedebatteer het. Toe sê ek vir hom, my volk, maak, want hy kom toe by my en hy sê, okay, dis wat ons nodig het per aandeel om die plaas suksesvol te establish. Toe sê ek, okay, nou vat jy dit en jy sit daar by 'n decent huis en dan dis die package prys. Toe vra jy eers hoekom, toe sê ek, luister, die laaste ding wat jy wil hê is dat die mense kry daai 1 hektaar van hulle en elke ou doen sy eie ding. Jy het 'n fucking goeie kans dat in 'n blikkiesdorp ontaard, hoor. Ouens gaan na 'n container neermoer en that's it, en seil oortrek en dit moenie dit doen nie. Lê neer, sodat die mense trots kan wees op hulle omgewing. En nou moet julle ook verstaan, Salus is baie mooi in die berge. Die huise gaan nie bymekaar wees, jy weet, soos 'n village nie. Dis versprei oor die plaas. Waar daar gelyk plekke en mooi plekkies is, daar is die spots. Nou, as jy die plaas wil gaan sien, dan sê jy dit in daai aansoek van jou op die website. En dan kan jy reël en dan kan Pieter reël dat daar, jy weet, op 'n Saterdag of wat, die plaas gewys kan word. Maar die feit van die saak bly, jy kry nie 'n leak en 'n promise vir jou share wat jy daar gaan koop nie. Dit wat jy op die skerm sien, jy kry so 'n huis op 1 hektaar met 'n waterpunt. So dis nie van hierdie ander ouens se kak waar jy klomp geld insit en dan wag jy nou maar vir fucking dag wat hulle wil dividende uitbetaal nie. Want dit was 'n ding wat ek met hom gepraat het baie oor, hom gesê het. Jy moet verstaan, ons grootste probleem gaan wees, daar gaan dadelik mense weer uitkom wat sê, ja, dis weer een van die fucking pakkie scams kak. Nie. Jy moet onthou, die Salus plaas beginsel is 'n leefstyl en dit is 'n toevlug vir die wat enersdenkend is en selfversorgend wil wees. Daardie 25 mense, 25 gesinne op daai spesifieke plaas. Ek sê nou vir julle, ek ken ons boere, ons my jese man, ek is 'n groot. Jy sal op jou rug val as jy die kreatiwiteit en aktiwiteit sien wat daar gaan gebeur. Binne net so, tjoep, dan is dit 'n klein ekonomiese unit op sy eie. Die ou wat ek die program oor gedoen het, hy het oor my moerlampoer. Hy het nou heeltemal anders setup gehad. Hy het nou nie dit op die Salus beginsel gedoen. Wat hy gedoen het, is hy het mense gekry wat op sy plaas werk, wat bereid was om te werk. En daai gemeenskap van hom, hulle is totaal selfversorgend. Maak botter, maak kaas, maak eiers, en alles. Slaghoenders en alles. Nou is daar een van die gesinne wat op sy plek was. Die dogter is universiteit toe, sy het 14 van swat en sy het 'n ouetjie daar ontmoet en hulle is getroud. En toe vra sy hulle wil terugkom plaas toe. Toe sê hy nee, so, toe maak hulle nou 'n plan vir die twee. Toe sê hulle van maar hulle wil graag beeste hier sit. En toe begin hy beeste, want hy is nie 'n beesteboer ding gedoen nie. Toe bring hy saam met die twee, die jong paartjie. So, jy weet,
selfversorging, kreatief. Ons kan hier sit en ons bitch oor die fucking ANC en al daai goed. Hulle fok als op, man. Hulle kan niks laat fucking werk nie. Daar een donder wat gekom het en 'n moerse storie gemaak het van ja, die werkloosheidssyfer onder die blankes is baie laer as onder die swartes. Sê ek, so fucking what? Want die blankes werk vir hulle self. As hulle nie 'n job kan kry, dan maak hy 'n job, hoor. Want hulle sit nie en wag en bedel op die fucking straat nie. Hulle werk vir wat hulle wil hê. En julle nie. Julle fucking sit net en we want the land, we want fucking this, we want fucking that. Plus julle sê we want brains, we want education, yeah, we want the land. Fuck, jy kan nie die land eet nie, pa. Die land kan nie vir jou kinders sorg nie. Maar vleermuise, dis julle fucking probleem. Vleermuise. Salus is, ek sê nie dis die enigste oplossing nie. Dis 'n opsie, maar dit is 'n opsie vir die mense met 'n visie. Dis wat dit is. 'n Opsie vir die mense met 'n visie. Want ek sê nou vir jou, yes and boys, die boer se oorlewing. Ons sal moet terug gaan kyk wat het ons oupas, my oupas gedoen, baie van julle se oupa grootjies. Toe hulle die land weer moes optel na die fucking Britte die plek afgebrand het na Volkol toe. Hoe hulle onderling met mekaar saamgewerk het en 'n ruilhandel begin het en toe, jy weet, begin 'n ou maar 'n slaghuisie, klein en so en dit het gegroei en handelshuisie en koöperasies is gestig en dinge. Klein. Moenie kry hierdie konglomeraat idees van nasionale bedrywe en goed. Fok, vee dit van die tafel af. Ons sal moet weer onderbegin met die basics. Nou moet jy vir jouself imagine 1000 Salus plase in Suid-Afrika. Kan julle fucking dink wat se ekonomiese krag gaan in daai 1000 plase lê? En ons het die ding mooi uitgesort. En ek het vir Pieter van die Woord Gou gesê, moenie vir een fucking oomblik in jou kop kry van een of ander, wat noem hulle dit? Franchise fuck op nie. Moenie! Bly weg van dit af. Konstrueer die Salus beginsel oordientlik. Daar's baie boere wat hy en sy vrou bly op die plaas, hulle is al hier in hulle 60, 70, hulle is klaar, hulle wil nie meer boer, maar hulle kinders is nie hier nie, is weg, of hulle het nie kinders nie, of wat, die kinders wil nie boer nie, wat nie. Maar die ou het 'n goeie plaas. As hy hierdie Salus beginsel op sy plaas wil toepas, dan sê jy vir hom, okay, ons kan deel. Ons is bereid om te deel. Kennis en inligting te deel. Doen dit op hierdie manier, dis hoe ons hierdie in ontwerp het. Kry die backbone en die legalities reg. Julle moet verstaan, Salus waterval, Pieter Bakkel het nie die grond gehad nie. Hy moet die grond koop om die projek te vestig. Maar daar is ander boere, hulle het die grond. Die eerste ou wat hy mee gesels het, daar op die Weskus, het ek vir hom gesê, gaan na die ou toe en gechat met hom oor 'n joint venture. Dan maak dit makliker om aan die gang te kom sonder daai finansiële las. Toe het hy met die ou gaan praat en toe die ou aanvanklik reg gedoen, toe sê die ou nee, hy wil uit. Toe sê ek vir Pieter, fok dit, soek 'n ander plek. En toe kom hy terug en hy wys van hierdie grond. Toe kyk ons na die goed en ek het deur te gaan, toe sê ek, my fok man, hy ou se siel kom ons op daai plek. Ek gaan vir julle nog 'n prentjie wys. Kan julle verstaan wat ek sê, hoekom ek voel oor Salus waterval soos ek voel. Ek praat nou net oor waterval, hoor. Imagine, jy staan daar op jou stoep, die oggend, sit daar op jou stoep en jy drink jou koppie koffie. En dis wat jy sien. Dis jou view. Dink aan jou gees. Dink aan jou gees. Wat gaan jou gemoed wees? Dis wat jy na kyk. Dan kan jy maar sê, met dankbaarheid. Die meetsnoere het vir my op mooi plekke geval. Ek raak heeltemal fucking emotional as ek oor dit praat. Dis soos ek voel het oor my plek toe ek het gekoop het die tyd.
So, dis jou omgewing. Hoe stil kan dit in jou gemoed word? Hoe duidelik kan jy die fluister hoor? So, ek sê vir julle regtig, Salus Waterval is die begin. Want nou Pieter klaar vir my gesê, toe ons die eerste keer wat ek die eerste program gedoen het, oor 'n klomp mense om gekontak, en daar het onder andere boere vir hom gekontak en gesê, hoor jy, ons wil graag jouself by ons doen. Toe sê ek vir hom, daar's nie 'n franchise verkopery nie. Die ou betaal 'n jaarfooi om deel van die Salus familie te wees en die Salus naam te gebruik. That's it. Maar jy het niks te doen op sy plek nie. Jy het geen finansiële ding daar nie, niks fokol. Dit is 'n konsep, konstrukt. Dit is 'n gees van samehorigheid. Dis waaroor dit gaan. Toe sê hy vir my, ja, jy weet, dit is nogal 'n radikale ding wat jy nou sê, maar dit maak baie sin. So sê ek my, heerlik man, as jy wil op 'n franchise konsep wil gewerk, dan is dit nie fucking lank nie, dan jag iemand na kak aan op sy plek en dan fucking sukkel die hele plek, die hele konsep. Elke ou is verantwoordelik vir sy joint. En dit gaan wees, daar's sekere van die plase. Maar die ou gaan sê, hoor, ek het nie 25 mense hier hê nie, ek wil 10 mense hier hê. Ek het nie nodig om grond te koop en so nie. Ek het grond hier, ek het nie nodig om implemente. Alles is hier, dit is 'n werkende plaas. Ek wil net die mense hier hê. Ek sal graag 10 gesinne hier wil hê. Dis die ding. Ander ou kan sê, hoorie sommer, ek het 'n moerse plek hier by my en hier's baie dinge wat beskikbaar is en hier's baie potensiaal. Ek kan 30 mense maklik vat, hoor. Ek sal 30 mense maklik hier kan akkommodeer en ons almal gaan 'n goeie lewe hier kan maak. So dit is al daai goed. Maar die saadjie is Salus plaas. En dan Salus Waterval is nou die eerste ene wat Pieter doen. Daar's net 25 spots. First come, first serve. Dit is hoe dit werk. Maar julle moet verstaan, daar's 'n proses om jou geskiktheid vir die projek te evalueer. As jy deur daai proses is, dan gaan die ding. Daar is ook 'n duidelike klousule wat vir jou sê, as jy nou oor 5 jaar sê, nee, ek wil nie meer nie, ek wil nou weg. Dan kan jy escape. En jy gaan nie minder terugkry as wat jy ingesit het nie. En dan is daar ook 'n eject clause. As jy nou 'n kaksterre daar is, soos wat ons nou sien by Kleinfontein gebeur het, nie nou hierdie onlangs gekak met die EFF nie voor dit. Ons 'n klein groepie mense op Kleinfontein wat dit vir die hele fucking Kleinfontein gemeenskap ondraaglik begin maak. Maar hulle het nie 'n manier om daai fokkers daar uit te kry nie. Op die Salus plaas, daar's 'n eject clause. As die komitee tot die beslissing gekom het, jy's 'n kaksterre, ons soek jou nie, dan gee hulle jou kennis en jy weet, fuck off. Jy gaan nie verloor nie, jy sal jou geld en goed terugkry, maar jy moet net fuck off daar weg. Aanvanklik toe ek met Pieter oor het gepraat het, was hy, toe sê ek, luister hierso, dit is presies hoe meeste van hierdie gemeenskappe hulle gat sien. Daar kom 1 of 2 bliksems of fucking ondraaglik maak daar. En daar's nie 'n manier wat hulle van daai kakmakers kan ontslaa raak nie. Maak seker is in die kontrak dat hulle kan gefucking eject word. As hy nie toe die lyn of fuck off. En na so 3 weke is fucking reg, dit is nodig, dit moet daar wees. Dit gee vir jou wat die aandele wil koop daar. Met jou plot daar wil koop. Dit gee vir jou die gemoedsrus. As hier 'n kakstorer hier kom, is daar 'n manier om hom hier weg te kry. Dit is die ding. En ek het vir hom gesê, die ding oor die huise, hoekom ons die eenvormigheid het op die huise. Toe sê ek vir hom, man, jy wil nie daai ou wat nou 'n money bag is, kom aan, hy bou vir my fucking 6 verdieping bliksem se kasteel en dan wil hy nou die gitaar slaan, hy is die baas van die fucking plaas. Niks van daai kak nie. Maar nou ja, dis hoe ek oor dit voel. Ek het myself gekommit na die ding toe en dus ek wil sê, ek het 5 maande saam met Pieter gewerk aan die basics op daai plek. En daar's die result en die geleentheid is nou daar. Daar was, na die eerste praatjie wat ek gevoer het hy vir my gesê, okay, dit lyk uit dit wat hy daar gekry het, plotte is vir sure weg. Sê ek, okay, dit beteken ons nog net 6 oor eintlik. Toe sê hy, ja. Sê maar nou ja, dit gaan ons maar altyd so, daar's baie mense wat navraag doen en so en dan. Die einde is nie, sê ek maar, dit is nie, moenie oor dit worry nie. Ek is van oortuiging dat die regte mense sal Salus Waterval toe kom. En dit is 'n mooi plek, hoor, dit is 'n mooi deel van die aarde, hoor, dit is 'n mooi wêreld, en toe het hy nou vir my gesê, nou die dag, toe het hy my gesê, daar is nou mense daar naby hom,
ook 'n ou man en vrou wat hulle het vakansieoortjie op hulle plek en so. Hulle wil ook nou uit. Hulle is nou moeg en so. En hy is besig om met hulle te gesels. Want ek het hom gesê ons moet in die Salus konsep ergens 'n ruimte skep vir daardie mense wat nie die kapitaal het om op Salus Waterval in te kom nie. Maar daai plek wat jy sê wat klaar 'n vakansieoortjie op het, dis die regte plek om daardie oor se huisies te verhuur. So nee, hy kyk daarna, hulle is besig om daarna te kyk. So dit is 'n konsep. Dink oor dit. Ek gaan nou te lank aan hier vir 'n Sondagoggend. Ja, nee, logies, duidelik is Salus nie vir jou nie. Maar soos ek sê, julle moet verstaan, die regs tegniese goed is in die plek gesit vir Salus Waterval om te kan survive in die huidige politieke omgewing. En die oomblik wat jy kaart en transport vir daai ouens wil gee, dan moet jy dorpstigting doen. En die oomblik as jy fucking dorpstigting gedoen het, dan sê jy jou moerin, want dan kan jy nie meer sê net hierdie ouens kan nie bly nie. So logies, gebruik jou kop en dink daaroor. Dis die groot ding. Dis die groot ding. Ons moes die ding construct om te operate in hierdie kakspul wat ons het in die land. En die oomblik wat jy daai dorpstigting doen, next ons daai plakkers daar. Sannerie, hulle sal besig wees as hulle wil onteien hoor. Hulle sal besig wees, daar is groot sake daaroor. Vir dieselfde geld waar jy nou bly kan hulle onteien hoor. Nikki Botha, praat, ek het vir jou Salus se kontakbesonderhede gegee, praat met Pieter Bakkel, dat hy praat met hom, gesels met hom. Gesels met hom. Ek sê weer vir julle, imagine, for a moment, imagine, 1000 Salus plase in Suid-Afrika. Kan julle aan die ekonomiese mag dink, wat daai 1000 plase het? Skielik doen daai plase met mekaar besigheid. Nie meer met die fucking XXX in die dorp nie. Daardie plase kan sê, luister, okay boys, overalls, ons gebruik op hierdie 1000 plase van ons gebruik ons 10,000 overalls 'n jaar. En Salus beheerliggaam sê, alright, ons kan 'n plan maak. Dis als goed wat gestig sal moet word om dit te kan hanteer. En Salus gaan na daai fabriek toe en sê, luister, ons soek 10,000 oorpakke, geef ons 'n prys. Okay, ons soek volgende op dit gebordeer. Okay, alright, hier is julle order. Dis die ding, ek het 'n ander ding, 'n ou wat 'n groot saaiplaas het. Hy trekkers en stroopers en alles wat in stand gehou word, daai ouens het gewoonlik hulle eie werkswinkels op hulle plaas en so. Maar die ou Lansa, die Salus Lansa, hy doen nie daai ding nie. Hy het net een trekker, want hy het 'n ander tipe boerderytjie. Dan gaan hy na hierdie saaiplase ou toe en sê, luister hoor hierso, so jy my trekker vir my service. Hoeveel kan jy my charge? En so begin hulle met mekaar besigheid doen. Kry jy fucking XXX uitgesny. Ons het nou gesien hierdie bliksemse, byna noem hulle die papsakke. Kyk hierdie kak wat hulle aanjaag. Hulle is saam met die regering in hierdie onderdrukking van die fucking boere. Hoekom doen hulle dit? Die fucking bliksems, hulle wil almal net beheer hê oor die kosproduksie. Want dan kan hulle vir jou fucking voer wat hulle wil en hulle kan jou afsny wanneer hulle wil. Manne, dink. Dis wat ons gemaak oorleef het vandat ons geland het hier in die Kaap. My fuck, ons het gedink. Die boere se breins, hulle breinkrag. En daai boere wat weggetrek het daar in die Oos-Kaap en die eerste boere gevorm het. Hulle dieet was vleis. Hulle het net vleis geëet, hulle is vleisvreters. Wat het daai vleisvretery veroorsaak? Bedonderde breins. Dis fisiese groot sterk mense. 'n Genetiese verskil gekom. Dis die ding. Gebruik hierdie ding. Ek gaan vir julle net weer sê wat ek vir daai fucking trustee gesê toe sy so voor my staan en 'n vingertjies op my bors druk en sê, I will destroy you. Toe lag ek vir, toe sê ek, kyk, jy het twee probleme. Eerste probleem is, jy's te fucking maar om my te destroy. Tweede ding is, ek gaan jou opfok met hierdie, want jy kan dit nie vat nie. En ek het haar opgefok oordentlik. Sy het gefok of hy Natal uit waar sy haar koninkryk gehad het, af Kaap toe, en die eerste fucking saak wat sy in die Kaap haar selle stand trek.
weet hoe werk die toeval? Ek glo nie die toeval nie, maar hoe werk dit? Die prokureur, wie se kliënt toe bestorm word deur hierdie teef. Sy swaar was een van die prokureurs hier in Pietermaritzburg wat my gehelp het. En hy bel die ou en hy vertel. Hy sê, ja, ons ken hy fucking ding. Hy sê, kom, gelees hierdie saak en hy gee vir die saak. Hy sê, hoe kyk hierdie boer? Hy teef opgefok. Gelees. Hy ou kom terug en hy sê, hier is ook daai katkou. En toe, vat hulle. Toe sê hy nie vergeet hulle uit verdwyn. In elk geval, manne, so, daar Salus vir julle. Daar is 'n opsie. Vir die ou wat, vir die van julle wat die belangrikheid van selfversorging verstaan. En soos Mary Ann Burger sê, dit is 'n sustainable option for like-minded people. Dis 'n goeie, dis die enigste antwoord nie. Ja, Nikkie Botha, 1000 sulke plase kan die land verander. Julle weet. Maar dit gaan daaroor vir jouself. En ek sê dit weer 'n keer. Dit is wat jy sien van jou stoep af. En dit is jou stoep. So, daar word nie vir jou gesê, sit hierdie klomp geld in en fucking hoop en wag, daar gaan dalk 'n dividend wees nie. Jy kry dadelik. Tasbaar. As jy so huis op 1 hektaar grond in die dorp wil gebou, wat dink jy gaan jou kos? Hoeveel miljoen rand gaan dit jou kos? Baie, fucking dubbel, 3 dit wat Salus Waterval jou kos. So, dink maar oor dit. Maar nou, ek het nou lekker oor dit gepraat. Ons sê goodbye, sien julle vanaand. Dankie, dit was 'n lekker flight gewees, ek het dit geniet hoor. Julle maak dit vir my maklik. Ja, ek speel maar hierdie videoetjie uit van Salus. Lekker dag vir julle, geniet julle Sondagmiddag ete, en as alles goed gaan, sien ek julle vanaand. Boerieman uit.